Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vandag in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees. En ons glo wel dit koud daar buite is, sal die Here ons ook hier in ons harte verwarm. Geliefdes, as voorsang gaan ons net so sit, dan sing ons saam Gesang 66. Gesang 66, daarvan gaan ons sing net die eerste vers. Voor u wet Heer staan ons skuldig, liefde is die groot gebod. Gesang 66 vers 1 gaan ons sing terwyl ons net so sit. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed. Na die stilgebed gaan ons ook bidden voor die Here kom staan. Ons gaan saam sing Gesang 95, die Onse Vader as voorbereidingslied. En jy kan ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 75. Gesang 75 gaan ons as loflied saam sing, die eerste vers na die fotum en die seën. Gesang 75 vers 1 na die fotum en die seën. En Gesang 95 na die stilgebed as voorbereidingslied. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here soos wat opgeteken is in Eksodus 20 en na die wet gaan ons saam sing Gesang 57. Gesang 57, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 5. Gesang 57 vers 1 en 5 na die wet. En dan kan jy ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 69. Gesang 69, daarvan gaan ons die eerste vers sing na die belydenis van ons geloof. Gesang 69 vers 1 na die belydenis van ons geloof en Gesang 57 vers 1 en 5 na die wet. Geliefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, ons lees in 1 Johannes 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot die enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God hom sal bly, vir solank as wat hy in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat ons sy seun gegee het om ons skoon te was van die sondes, en daarom kan ons as heiliges vanoggend ook saam ons geloof bely, deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit 1 Korintiërs 6. 1 Korintiërs 6 en die fokusvers vanoggend is vers 10 en 11, maar veral vers 11. Dit sê, moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodienaars of egbreekers of wellustiges of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is regverdig in die naam van die Here Jesus en die Here Gees van ons God. Geliefdes, ons lees saam 1 Korintiërs 6 vanaf vers 1. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persoon daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder julle wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie? Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voor ongelowiges? Dan is dit al werklik 'n gebrek onder julle, dat julle regsaake met mekaar het. Waarom lei julle nie liewer onreg nie?
Waarom laat julle heel nie liewer berowe nie? Maar julle doen onreg en pleeg roof, en dit aan broeders. Of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerder of afgodsdienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle. Maar julle het jou laat afwas. Maar julle is geheilig. Maar julle is regverdig in die naam van Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, in hierdie oggend staan ons voor U. Klein, nietige mense, sondaars, wat geheilig is deur die bloed van U Seun. En ons roep U aan, U grootheid, U majesteit. Ons wil U lof besing, met die wete dat U aan ons die liefde gegee het, dat ons nie in die ewige verderf sal wees nie, maar dat ons die koninkryk van U sal beerwe. Maar Here, dit kom met 'n verantwoordelikheid. Dit kom met 'n plig, dat ons ook as heiliges sal leef. Dat ons uitsprake sal maak in hierdie wêreld. Here, dat ons die sonde sal uitwys, sodat ons ook ons geliefde broeders, susters kan terugtrek na U toe. Here, ontvou daarom vir ons vanoggend ook die woord as ons dink aan 'n groot sonde wat in die lewe en die wêreld aan die gang is. Die verderf van die mens wat lei tot die dood toe, en Here, help ons om te sien dat U ons ook stuur om hierdie boodskap te gaan dra. Bekeer. Laat jou afwas. Wees heilig deur die naam van Jesus Christus en deur die Gees van God. Spreek U nou, want U gemeente wil luister. Ons bid dit alles nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons almal weet wat 'n virus is. Dis 'n mikroskopiese parasiet wat die biologiese liggaam aanval. Makliker gestel, dit is 'n baie klein kiem wat die kleinste deel van die liggaam aanval met die doel om die liggaam seer te maak. En oral rondom ons is daar van hierdie virusse. Ons word so maklik daarmee besmet. En wanneer ons besmet word, word ons siek. Nou, virus is baie gevaarlik. As 'n virus onbehandeld is, dan kan dit selfs lei tot die dood. Daarom gaan ons na 'n dokter toe, of ons gaan na 'n apteek toe en ons gaan koop pille wat ons immuunstelsel net so bietjie help om teen hierdie virus te beklei. Maar die virus is baie gevaarlik vir die liggaam. En geliefdes, die liggaam van Christus word ook aangeval deur so 'n virus. 'n Virus wat probeer om die liggaam skade te berokken, wat probeer om ons dood te maak van binne af. Dis 'n bedreiging wat vir baie lank ver gevoel het, maar wat vandag baie naby aan ons is. Hierdie virus word genoem die woke virus.
Die definisie van die woke virus is juis dat dit 'n vooruitstrewende beweging is wat fokus op die minderheidsgroep en vandag veral op die seksualiteit van die mens en die historiese sogenaamde onderdrukking daarvan. En hierdie virus het so die mens begin aanval dat Junie maand vandag gebruik word om dit te vier. Dit word genoem die Pride, want die trots van die mens word gevier omdat ons nou beheer kan vat oor ons eie seksualiteit. Geliefdes, dis 'n virus wat ons ook diep tref. Dis nie meer net daar ver nie, dis in ons eie gemeenskap. Dalk het jy dit in die eie gesin, in die eie familie al beleef. En as u so gelukkig is om dit nog nie so mee gekonfronteer te word nie, het u al sekerlik gehoor van die LGBTQ+ gemeenskap, mense wat beklei vir die regte om jou seksualiteit te kan kies, want vandag kan jy kies of jy 'n man, 'n vrou en een van die duisende ander geslagte wil wees. Tog is die woord van God duidelik. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En het die mens geskape na sy beeld. Man en vrou het hy hulle geskape en sy doel was gewees dat die man sy familie sal verlaat en sy vrou sal aandleef. Hulle sal een word. 'n Beginsel wat Jesus weer in Matteus 19 vers 4 herhaal. God het hulle man en vrou gemaak. Dit is God se skepingsorde. God wou gehad het dat die verskillende geslagte moet trou, die verskillende geslagte gemeenskap moet hê, die verskillende geslagte moet die menslike geslag uitbrei. Tog het die sonde in die mens deurgespoel en daarom is die natuurlike orde verlaat. Ons lees daarvan in Genesis 19 as God sy engele stuur na Sodom om te gaan kyk na die onheil wat daar in die stad aan die gang is. En as hulle in Sodom kom, dan word hulle aan huis van Lot geneem. Daar sal hulle die aand oornag. En as die manne en jong manne van Sodom hoor van hierdie manne in die huis van Lot, dan dring hulle aan, hulle wil hierdie manne beken. Lot bied selfs sy eie dogters vir hulle om net hierdie manne te laat, maar nee, die manne en jong manne van Sodom soek die manne. Uiteindelik is dit die oorsaak dat die stad Sodom vernietig word. Uiteindelik is dit die rede dat God se toorn oor die stad Sodom ontbrand. En dit is so dat ons vandag nog in die Bybel te doen kry met die term sodomiet wat verwys na homoseksuele persoon. Selfde woord wat Paulus gebruik in vers 10. As hy hierdie dwalinge beskryf wat die mens veroorsaak dat hy nie die koninkryk van God sal beerwe nie. Daarom dat God in Levitikus wette geskryf het. Juis om die huwelik tussen man en vrou te beskerm. In Levitikus 18 vers 22 sê God, geen mansmens mag met 'n ander man gemeenskap hê soos met 'n vrou nie. Levitikus 20 vers 13 gee God selfs die straf vir twee mans wat gemeenskap het met mekaar. Hulle moet gedood word. Dis alles deel van God wat die huwelik beskerm. Dis alles deel van die onderhouding van die 7de gebod, want God wil hê die huwelik moet beskerm word. Die mens moet kuis binne die huwelik leef soos wat God dit bepaal het. Nou hoor ek die stemme van die wêreld. Dis Levitikus. Dis 'n ou tydse wet. Dis nie meer geldend nie. Jesus het mos gekom, Jesus het mos die wette van die Ou Testament vervul. Ons hoef nie meer te leef volgens dit nie. Ons kan nou maar leef soos wat ons wil. Geliefdes, Christus self het die huwelik bevestig. Matteus 19, God het man en vrou gemaak. Die man sal sy vrou aandleef, hulle sal een word, hulle sal die familie uitbrei. Christus self het die huwelik tussen man en vrou bevestig.
En Paulus skryf in Romeine 1 vers 26 en 27, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou verlaat en in hul welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Die Bybel is duidelik. Homoseksualiteit is sonde. En dit sal deur die dood gestraf word. En geliefdes, dis die grootste virus wat die liggaam van Christus aanval. Want vandag oor die wêreld rond is daar kerke wat dit aanvaar. Daar's kerke wat saamstem met homoseksualiteit. Daar's kerke wat nie meer bereid is om hulle mond oop te maak teen die sonde nie. Die liggaam van Christus is besig om deur die virus van binne af opgevreet te word. Daarom het ons 'n verantwoordelikheid. Ons moet iets doen. Iets drasties moet gedoen word. En nou hoor ek al klaar weer mense wat sê, maar wat? Ek kan nie meer iets sê nie, want die oomblik as ek iets sê oor dit, dan word daar gesê dat ek nie so veroordelend moet wees nie. Ek moet net tog nie in liefdeloosheid teenoor die sondaar optree nie. Tog word die liefde nie volbring in die saamstem met die sonde en die ondersteuning van die sondaar nie. Dit word volbring in die terugtrek daarvan af. Liefde is nie om jou medemens te ondersteun as hulle op pad is na die hel toe nie. Liefde is juis om hulle te wys op die sonde in hulle lewens en hulle terug te trek na die Here toe. Liefde word volbring in die tug. Sien ons in ons geleesde gedeelte. Paulus wys dat ons nie 'n regsaak voor 'n wêreldse regbank voor die onheiliges moet bring nie. Ons moet dit na die heiliges toe bring, want hulle kan uitsprake lewer daaroor. Die heiliges sal oordeel oor die wêreld. Die heiliges sal oordeel oor die engele. Hoeveel te meer kan ons nie oor die alledaagse sake uitsprake lewer nie? Selfs die minste van die heiliges, sê Paulus, kan hierdie uitsprake lewer. Dit sluit ook in die aanklag van sodomie. Die aanklag van homoseksualiteit. Ons kan uitsprake lewer daaroor, nie gebaseer op ons gevoelens nie, gebaseer op dit wat God se woord ons leer, dit wat ons vanoggend al vir mekaar gesê het. Ons het daardie verantwoordelikheid teenoor ons medemens om nie hulle te verdoem as sondaar nie, maar juis in liefde die sonde te wys, sodat ons hulle terugbring na die Here toe. En ons moet dit doen met die wete dat ons ook eens daar was. Ons is ook sondaar mense. Ons het deur ons werke, deur ons lewe nie die koninkryk van God beerwe nie, maar Christus het aan ons die genade gewys deur sy lewe vir ons aan die kruis te gee. Hy het ons skoon gewas met sy bloed. Hy maak ons heilig. Dieselfde genade word aan die sondaar gebied. En as jy daardie genade ontvang, gebeur daar iets in jou, die heiligmaking vind plaas. Jy lê die ou mens met die dinge van die ou mens af en jy word 'n nuwe mens. Jy leef anders, jy lê die sonde af. Geliefdes, dis waarop vers 11 vir ons wys. Nadat Paulus die sonde gelys het, nadat hy die ergelike sondes wat ons van die koninkryk van God beroof het lys, dan sê hy, dit was van julle. Ons het ook nie die koninkryk van God verdien nie.
Tog het julle laat skoon was. Deur die bloed van Christus is ons skoon gemaak, ons is regverdig gemaak, heilig gemaak, in die naam van Jesus Christus, deur die Heilige Gees van God. Daarom het ons as heiliges die verantwoordelikheid om ook die uitspraak te lewer oor die sonde. Nou hoor ek alweer die stem van die wêreld. Wie is jy? Jy is 'n sondaar. Wie is jy om my op my sonde te wys? Haal die balk uit jou eie oog uit, dan kan jy die splinter uit my oog uithaal. En dan is ek saam met Paulus om te sê, ja, ek is die vernaamste van die sondaars. Ek is die grootste sondaar, die verskil is daarin. Omdat ek die genade van Christus ontvang het. En hy besig is om my heilig te maak, stry ek met alles in my teen die sonde. Ek worstel daarmee elke dag, ek probeer daarmee te breek, en ek sal tot die dood toe beklei, teen hierdie sonde wat daar in my is. Dis deel van die heiligmaking wat daar is. Ons is besig om skoon gemaak te word, en dit, geliefdes, is soos daardie medisyne wat jy drink, om die virus in jou liggaam dood te maak. Maar diegene wat bloot weier om met die sonde te breek, die wat moedswillig aanhou met die sonde, soos daardie wat bloot weier om behandeling te ontvang. En die uiteinde is die dood. Omdat Christus ons skoon gemaak het, is ons die heiliges. En is ons in die posisie om ook die wêreld op die sonde te wys. Eintlik is dit ons plig. Gaan dra die boodskap uit. Bekeer jou van die sonde. Laat jou was deur die bloed van Christus. Word regverdig en heilig in die naam van Jesus Christus deur die Heilige Gees. Dit is ons verantwoordelikheid. Mag die Heilige Gees ons as heiliges daartoe help en lei. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, ons was soos die verlore seun, weggelei in ons sondes, daar waar ons die koninkryk nie sal beerwe nie. Tog het U in liefde ons aangeneem. U het ons nader getrek weg van die verderf af. U het ons geheilig en U is elke dag nog besig daarmee. Heer, dat ons daarom as heiliges sal leef. En dat ons hierdie verantwoordelikheid sal besef, dat ons ook die wêreld op die sonde moet wys. Nie om hulle te verdoem nie, maar juis om hulle nader aan U te trek. Om hulle te laat breek met die sonde wat skeiding maak tussen U en hulle. Sodat ons ook in U koninkryk kan ingaan. Maar dankie dat ons dit nie uit onsself hoef te doen nie. Dankie dat U vir ons die woord gee. Dat dit nie 'n gevoel is wat ons uitspreek nie, dat ons op die Bybel kan staan. En dat U vir ons die uitspraak daardeur gee. Maar gee dat ons nie net sal die sonde wys nie, dat ons ook die goeie boodskap sal bring. In Christus is daar vergifnis. Maar Here, ons bid dat U ons as kerk, ons as gemeente, ons as lidmate sal gebruik in 'n vervalle wêreld om ook U skape terug te bring na U toe. Here, gaan met ons in die week wat voorlê. Werk met die Gees in ons dat ons hierdie opdrag sal uitleef om U daardeur te eer. Ons bid dit alles nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Geliefdes, as slotsang sing ons saam gesang 375. Gesang 375 en daarvan gaan ons sing die eerste en die derde vers. Ons gaan staande saam sing gesang 375 vers 1 en 3 waarna jy staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, ek wil net, voordat ons met die afkondigings begin, vir Tannie Ronel sê, baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Tannie Ronel het gevra, sy moet gaan, so gou as moontlik. Hulle het opnames by die Hervormde Kerk, sterkte daarvoor, dis Pretoria FM se opnames as ek reg is, sterkte daarvoor en 'n geseënde diens vir Tannie ook aan daai kant. Geliefdes, dan
wil ek net, voordat ek die afkondigings verder doen, sê, dis lekker om terug te wees. Die kort vakansie, die kort wegbreek was baie lekker gewees, en ek stuur vir die groete ook van my familie en van almal wat saam met my was die vakansie. Was lekker gewees, maar ek is dankbaar ek is terug, en ons gaan weer hard met die Here se werk voort. Voorbidding, dink ons aan ons gemeente, aan ons lidmate, veral in hierdie tyd waar ons is, dis koud, dis verkoue tyd, almal is besig om siek te word en so voort. Ons bid ook dat die Here ons gesond sal hou en warm sal hou in hierdie tyd van die jaar. Dan dink ons in besonders nog aan oom Dirk Forster. Hy het 'n groot rugoperasie gehad, hy sterk by die huis aan. Dit gaan met hom baie goed. Hy sê hy is maar verveeld, die gestilleery is nie vir hom nie. Hy is maar altyd 'n besige mens gewees, maar dit gaan oor die algemeen goed met hom, en ons is baie dankbaar, maar ons bid ook nog vir die herstel wat voorlê. Dan dink ons aan Tannie Christa van Biljon, wat maandag wat verby is, die 15de Junie, vir haar galblaas gegaan het, wat hulle verwyder het. Dit gaan met haar ook baie goed, sy sterk tuis aan. Sy sê daar is maar nog so 'n bietjie gevoeligheid, en so nou en dan bietjie seer, maar dit gaan baie goed met haar. Ons is dankbaar en ons bid vir die res van die herstelpad. Dan dink ons nog aan oom Bennett. Hy het gegaan vir sy been met die knie, en na die operasie is daar implikasie gewees. Hy het so vinnig vir my vertel van 'n aar wat dood is, net dan. Wat in die hele been is, en dit klink nie of daar regtig behandeling is nie. Die pad vorentoe is om maar te opereer om die aar uit te haal. So op hierdie stadium is dit roompies en goedjies wat gesmeer word om net die pyn te beheer. So dink asseblief nog aan hom. In die pad vorentoe, hy sal hierdie week weer met die dokter praat wat die operasie gedoen het. So ons dink aan oom Bennett en ons bid ook vir hom daarin. Geliefdes, dan dink ons aan oom Dries. Hy het so 2 weke teruggegaan vir die eerste oog, en ek het nou so bietjie al by verskillende mense gehoor, oom sê oom kon nie dink oom het so sleg gesien nie, want ewe skielik sien oom alles. Ons is dankbaar, die eerste een het goed gegaan. Ek glo ek verstaan daar's bietjie swelling, maar dit sal nou met tyd beter raak. En dan dink ons ook aan oom Dinsdag wat gaan vir die tweede oog. Sterkte daarmee. Ons dink aan oom en glo dit sal ook 'n groot sukses wees. Dan, geliefdes, wil ons vir Jaco en Glenmarie sê baie geluk met die swangerskap. Dis nog vroeg, maar sy het vir my in die week gesê, elke gebed, maak nie saak hoe vroeg nie, is wonderlik. So ons dink ook aan julle in die swangerskap, ons bid vir julle, mag die Here dit ook seën, en mag hy julle gesin en dan die familie ook so uitbrei in hierdie tyd, maar baie geluk. Dan wil ons vir elke pappa sê vanoggend baie gelukkige Vadersdag. Dis vir ons 'n vreugde om pappas te hê, en ons is dankbaar vir alles wat julle vir ons doen. En dan het Elena vir die pappas ietsie gebak, wat ons gaan vra dat van die kleintjies vir ons uitdeel gou-gou. Ons wil vir haar ook baie dankie sê daarvoor, en ook dankie vir die blomme hier in die kerk. Dit word opreg gewaardeer, en ons bid dat elke pappa ook vandag 'n geseënde Vadersdag sal hê. Geliefdes, dan verder uit die kerkraad uit, kan u my of die kerkraad kontak vir huisbesoeke. Ons wil u herinner, ons volgende groot gemeenteaksie is ons kerkbazaar, die 29ste Augustus. Hou asseblief daai datum ook oop, merk hom op die almanak, skryf hom in rooi, dis 'n lekker dag saamwerk, en is altyd 'n lekker kuierdag ook, maar in voorbereiding daarvoor moet ons vleis werk, en ons het hierdie jaar die 10de Augustus uitgesit vir vleiswerk, dis met 'n doel die 10de Augustus, want die 9de Augustus is Vrouedag, dis die Sondag, dis 'n vakansiedag, so Maandag is daar om die openbare vakansiedag hierdie jaar, so ons het die vleiswerk so gereël dat almal van u ook ons daardie dag met die vakansiedag kan kom help om die vleis te werk. Merk dit asseblief so op die almanak. Dan Susters aksie, blomme en tee vir die maand Junie is week 1. Ons nooi almal saam om ook saam met ons 'n koppie koffie of tee te kom drink. Geliefdes, dan die klerebank. U is welkom om agter die gordyn in te gaan en iets te gaan haal as u iets nodig het. Ons is so 'n bietjie besig daar, maar u is welkom om te gaan kyk gou-gou vanoggend nog. Verbondsonderrig open in die kerk, les 15 vanoggend, en dan sluit die skool hierdie komende week.
Ons sê die kinders moet hulle vakansie geniet en onthou net omdat die skool sluit beteken nie die kerk sluit nie, so julle moet nog steeds kerk toe kom. Boodskappers vir Junie is in die saal beskikbaar, neem asseblief 'n eksemplaar en dan verjaarsdag hierdie week, die 21ste vandag is Lando Niemand. Ons sê vir hom baie geluk met sy verjaarsdag. Ons glo dis 'n baie mooi dag en 'n geseënde dag vir hom en ons bid ook die Here se seën vir hom toe in die nuwe lewensjaar. Dan huweliksherdenkings. Hierdie week is daar geen, maar die week wat verby is, omdat ons laasweek nie 'n diens gehad het nie, het ons gedink ons gaan dit noem. Die 18de Junie was Donnie en Helena Kotse en die 20ste Junie is Werner en Wilmarie Skols gewees. Baie geluk ook vir julle, mag die Here vir julle nog baie jare in julle huwelik ook seën. Geliefdes, kom ons gaan drink saam 'n koppie koffie. Geniet die Sondag, bly warm, lekker rus en sterkte vir die week wat voorlê.